van God. En as ek kind is ek 'n erfgenaam. Maar, solank ek nog onvolwasse is en nie besef wie ek is in Christus nie, maak nie saak of ek alles geërf het nie, dis wat Galasiërs 4 sê. Maak nie saak of ek alles geërf het, solank as my mentaliteit die van 'n onvolwasse is of 'n kind is, dan beteken my erflating vir my absoluut niks nie. Kyk wat sê hy in vers 2. Hy sê, al is hy die Heer van alles, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy die Heer van alles. Vers 2. Maar hy staan onder voogde, hier kom die vyfvoud bediening in. Hy staan onder voogde en bestuurders tot op 'n tyd tevore deur die Vader bepaal. Het Jesus nie vir ons, hier's die vraag, ook die voorbeeld gestel nie? Hier wil ek jou gou 'n vraagie vra. Toe Jesus gebore is, en hy's God in die vlees, né? Het hy nie onmiddellik gekom en alles gedoen wat ons in die Nuwe Testament lees nie? OK, nee, hy het geloop as baba gebore, groot geword as 'n jong seun, as 'n jong man op 'n sekere dag, en dit is Joodse kultuur, Joodse tradisie, op 'n sekere dag, in die rivier opgestaan, gedoop deur Johannes die Doper, en skielik, toe hy op uit die water uitkom, toe skeur die hemel oop, en die stem kom, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. En van toe af, begin Jesus met sy bediening. Jy sien, die vyfvoud bediening is daar om my en u te rig, te leer, te lei. En dit is een van die goed wat ek baie prominent en sterk op is. Mense, die skool is nie uit nie. Ons weet nie alles nie. Ons het die bediening nodig, ons het die vyfvoud bediening nodig. En dit is hoekom ons nie uit die kerk kan uitbly op 'n Sondag nie. Dis hoekom jy nie op die TV kan kerk kyk nie. Ons het so baie daai mentaliteit, ek sit sommer by die huis en kyk. Nee, jy kan nie. Want jy moet saam met die gelowiges by mekaar kom, want jy het talente, ek het talente, jy het 'n behoefte, ek het 'n behoefte. En wanneer ons by mekaar kom en ons begin saam bid en ons begin skouers skuur op 'n Sondag by mekaar, dan kom ek agter, maar hierdie ou het 'n behoefte en ek het wat hy nodig het.